Goeienaand, beloveds. Wat 'n voorreg is dit weer eens vanaand op hierdie Sondag aand om u te groet in die wondernaam van Jesus Christus. Ek glo u het vandag 'n wonderlike dag gehad. Die koortjie sê, as ek dink aan die goed van Jesus en wat hy vir my gedoen het, dan wil ek skree, hallelujah, praise God for saving me. En wanneer 'n mens in hierdie dag, jy weet, die goedheid van die Here kon aanskou, dan is dit meer as genoeg om net dankbaar te wees. Verskoon, ek wil net gou 'n bietjie koffie drink. Vandag het ons vir Apostel Samuels gaan wegbere. Amen. En ek wil weer eens vir sy vrou, juffrou Samuels, alle sterkte te wens, selfs die ene kerk van Christus. Amen. Amen. My geliefde broers, susters, vriende en kennisse, dit is net so voor 9 uur en julle sal besig om gereed te maak vir maandag 'n nuwe week. Ek sit vandag in die diens, verskoon op my keel is bietjie aangedoen, maar ek sit vandag in die diens en hierdie teksgedeelte waar Paulus praat in Filippense, is 'n paar skrifgedeeltes, soos die gees van die Here dit so in my gees indrop. En in Filippense 1 van vers 6, en ek wil eintlik vir u vandag net aanmoedig en bemoedig en vir u sê, ons moet nooit ophou hoop en glo dat die Here, halleluja, wie die goeie ding in ons begin het, dit sal voltooi nie. En dit maak nie saak wat dit is, of wat jou lewe is, en of dit 'n projek is wat die Here in jou gees gedrop het nie. As hy 'n ding begin het, gaan hy dit deursien totdat dit klaar is. Amen. Ons moet nie opgee nie. Weet nie wat, ons is ons eie culprits, ons is ons eie vyande. Amen. Jy weet, ons gee op wanneer ons nie moet opgee nie. Amen. Ons is bang vir uitdagings. Jy sien, ons sien die probleem voordat jy nog die aandag gegee het aan die produk. Amen. Ek is lief om te sê, jy sien die hoogte van die berg en jy is nog nie eens begin by die voet van die berg nie. Nou kom Paulus en hy skryf in die boeke van Filippense 1 vers 6 en hy sê, ek is oortuig, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, en miskien is jy besig om te lees, en jy gaan nou miskien die 83 vertaling lees, en jy gaan die 33 vertaling lees, dan gaan het verskil van hierdie vertaling is die Nuwe Lewende Vertaling, en hy is gedruk in 2004, amen, so hy praat heel anderste in hierdie vertaling. So hierdie vertaling in die 1996 vertaling is dieselfde. Amen. So Paulus skryf hier, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Amen. Paulus baie duidelik hier, hy sê, ek is oortuig, en wanneer iemand oortuig is, dan is hy seker van sy saak. Amen, hy is seker dat dit wat hy glo, dit die werklikheid is. En dis waarom hy sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat in ons begin het, dat hy dit sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag van Jesus Christus, wanneer hy sal kom. Amen. My liewe vriende, lyk my die probleem in ons lewe is onsself. Ons is lief om te sê, the ball is in your court.
Nou moet jy kyk wat jy met die probleem of met die issue of met die situasie gaan maak. Amen. Maar op hierdie Sondag wil ek vir jou kom, sê dat die Here, halleluja, dit wat hy in jou begin het, is hy in staat, Paulus sê, hy is oortuig daarvan, dat die Here dit sal voortsit. Overtelling sê dat die Here dit sal voltooi. Amen. He will complete that thing that he started. Amen. Hy sal het klaarmaak. Ons moet hoop hou. Ons moet vertrou op die Here. Amen. Paulus gaan verder en hy skryf hier in die 19de vers, want ek weet dat julle deur die voorbidding en die hulp van die Gees van die Jesus Christus alles op my vrylating sal uitloop. Hy sê in vers 20, dit is my strewe en my hoop dat ek nooit iets sal doen waarvoor ek myself of waarvoor ek myself behoef te skaam nie. Paulus is baie duidelik. Amen. Baie kere doen ons foolies goed. Ons doen baie kere, jy weet, goed wat onwillekeurig is, goed wat miskien teenstrydig is met die skrif, of jy is, jy weet, onwetend in 'n gesprek betrokke, wat eintlik kwaadaardig is vir jou. Nou sê Paulus, hy sê, ek streef my daarna om, so ver as wat ek kan, my te weerhou van goed wat my in die skande of skaam laat gaan, sal laat staan. Amen. Halleluja. Jy sien die probleem, ons, soos ek gesê het in die begin, ons is ons eie vyand. Ons is ons eie vyand. Amen. Ons weet die ding wat ons nou besig is, gaan vir ons 'n probleem op die einde van die dag beteken. Ons weet, jy is besig met iets of met 'n projek, en hierdie ding, halleluja, is nie deurdink nie, hierdie ding is nie beplan nie, en jy pak net aan wat jy te geloop op jou instinkte. Instinkte kan vir jou 'n gevaarlike speletjie raak. Amen. Jy kry goeie instink, en jy kry 'n slegte instink. En baie keer het ons te doen met die slegte instink, die ding wat geen beplanning het, jy begin 'n besigheid, maar jy het nie eens 'n besigheidsplan nie. Amen. Halleluja. Jy wil 'n huis begin bou, maar jy het nie eens 'n huisplan nie. Praise the Lord. Daar is sekere goed wat jy net beplanning nodig het. Jy moet dit hê. Otherwise gaan jy in die skande kom, jy gaan beskaam staan. Paulus sê, so ver as wat hy dit kan doen, wil hy nie goed aanpak, wat hom beskaam gaan laat staan nie. Maar nou kom hy, en hy noem die pragtige ding, van wat het is om te lewe. Hy sê, want vir my, dat is in die 21ste vers, hy sê, want vir my is dit om te lewe, 'n lewe vir Christus. Ek hou van hierdie vertaling. Hy sê, vir my is dit om te lewe, halleluja, 'n lewe vir Christus, en om te sterf, selfs nog beter. Amen. Met ander woorde, wat hy eintlik wil sê in die plat 33 vertaling, vir my om te lewe is Christus en sterwe 'n wins. Amen. Wat ek wil doen in die lewe, moet Christus verteenwoordig. Ek kan niks sonder die Here doen nie. Ek moet daai tipe mentaliteit kry, ek is sonder die Here niks nie. Amen. Ek moet daai ingewing kry dat die Here my alles moet wees. Amen. Terwyl ek asemhaal, terwyl ek lewe, terwyl ek besig is met my daaglikse take, moet die Here die hoofpunt in my lewe wees. Amen. Amen. En dit moet ons lewensuitsig wees, dit moet ons lewens, halleluja, patroon wees, dat die Here eerste en al die ander dinge laaste.
Wanneer ek in 'n probleem kom, moet ek weet met wie om te praat. Ek het nie nodig om rond te val en rond te vra en halleluja, my hare uit my kop uit te trek en my kop tussen my bene te druk as gevolg van die situasie waar ek in is nie. Nee, ek moet weet met wie om te praat. Sy naam is Christus Jesus. Hy is dan bereid om dit wat hy in jou begin het te voleindig. Hoekom sal hy dan nou nie vir jou help uit die probleem nie? Halleluja. Dis die God wat ek ken. Ek moet hy tipe verhouding hê. Christus eerste. Paulus sê vir my om te lewe is Christus. Sterwe wins. Die nuwe vertaling sê om te sterwe nog beter. Want dan weet ek, wanneer ek my oë hier op die aarde toemaak, dat ek saam met Jesus gaan inwoon in hemelse wonings. Prys die naam van die Here. Ek is alweer besig om klaar te maak. Amen. Hoor wat sê in die 24ste vers. Aan die ander kant, my liewe dierbares, is dit vir julle belangriker dat julle moet lewe. Daar's te veel om te doen. Daar's te veel om te doen. Weet jy wat? Die lagwekkendste storie in hierdie lewe is, ons kan baie goed sê, maar wanneer ons op ons sterfbed lê, dan lyk dit by hierdie skrif, halleluja, is nie van toepassing nie, want dan gryp ons na die lewe, want jy weet jy wat, verstaanbaar wat die Bybel sê, hy wie die seën het die lewe, amen, en oorvloed van lewe. Dis hoekom dit baie moeiliker is om afskeid te neem van die lewe, amen, want ons weier om te sterwe, dit lyk dat die dood is 'n permanente ding, amen, which is not, ons wat in Christus is, ons slaap, gaan net in 'n slaap, amen, ons stap oor na 'n ander fase van lewe toe, amen, so ons het nie nodig om bekommerd te wees nie, ons het nodig om te twyfel nie, want weet jy, Paulus is duidelik wanneer hy sê, halleluja, vir my om te lewe is Christus, en om te sterwe 'n wins, amen, of die nuwe vertaling sê, om te sterwe is nog beter, maar dan kom Paulus terug en hy sê, luister jy maar vir julle, amen, is dit beter om te bly lewe, daar's een rede daarvoor, ons het nog werk om te doen. Daar's mense wat nog gered moet word. Daar's mense wat hulp nodig het. Daar's mense wat halleluja soekend is en ons het die antwoord en hierdie 'n mandaat wat ons van Christus gekry het, moet ons halleluja in hierdie wêreld gebruik en dit is gaan dan heen en maak disippels. Die Here het ons nodig. Maak disippels van alle nasies. Amen. Ons het werk om te doen. Luister, jy kan nie net kerk toe gaan, dan kom jy huis toe, en dan is het maar weer, net alles gaat normaal aan. Terwyl daar mense spartel in hulle sondes. Mense met baie groot probleme. Vandag het die prediker terloops gesê, snaaks genoeg is het baie gelowiges se kinders, wat die ongoddelikste goed aanvang. Amen. You need to start in your own house. Praise the Lord. Moenie sê, ag wat, laat die kinders maar hulle ding doen, maar jy wil iemand anders se kind gaan leer nie. Jy wil met iemand anders se ouer gaan praat. 'n ander kind se ouer, wie se alle maniere het van dinge doen, maar jou huis, jou kind doen die gruwelikste goed. Dis waarom Paulus sê, dis beter vir julle om te lewe, sodat julle goede reg moet kry, sodat julle huise in orde moet kry. Amen. Ons kinders kan nie net verlore gaan nie. Ons kan nie gaan praat met ander kinders terwyl ons kinders die gruwelikste goed aanvang nie. Ons kan nie gaan praat teen gangsterisme terwyl die gangster binne jou huis terwyl jy gangster binne jou huis groot maak nie. Amen. Ons kan nie gaan praat van prostitusie terwyl jy prostituie binne jou huis het nie. Amen. Ons moet eers by onsself begin. Paulus is duidelik. Dit is waarom het belangrik is vir julle om te bly lewe. Sodat julle kinders in die vrese van die Here kan groot maak. Dis die eerste ding. Die tweede ding is om hulle weer roep en spartel in sonde, om hulle na die Here toe te bring.
Amen. Dit is waarvoor ons, halleluja, moet bly lewe. Amen. Praise die naam van die. Ons het die boodskap. Ons het die antwoord. Amen. Ons het die mandaat gekry. Ons het nie nodig om te wag vir goedkeuring nie. Jesus sê in Matteus 28:19, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Amen. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons moet die opdrag begin uitvoer. Dit is waarom Paulus sê vir julle dan, is dit beter om te bly lewe. Amen. Amen. Ek glo dat die Here vanaand sy woord geseën het. Ek glo dat die Here iemand vanaand optel en hom weer hoop gee. Jy mag in 'n plek wees van donkerte. Jy mag in 'n plek wees van wanmoed. Op hierdie Sondag aand, Maandag moet begin. En jy is bekommerd oor hoe hierdie week vir jou gaan lyk. Halleluja. Die lied sê, look to Jesus. He is the author and the finisher. Amen. Die lied sê, his name is wonderful. Jesus, my Lord. Ons het antwoorde. Ons het 'n oplossing. Daar is 'n antwoord in hierdie wêreld, wat hierdie wêreld kan omkeer. En sy naam is Jesus. Amen. Hy is die God wat gister gepraat het. Hy is die God wat vandag praat. En hy is die God wat in die nabye toekoms ook gepraat. Hy is die God wat wonders gister gedoen het. Hy is dieselfde God wat wonders vandag ook wil doen. En hy gaan dit in die nabye toekoms ook doen. We just have to be obedient and open towards God so that he can use us. Die lied sê, if you can use anything, Lord, you can use me. Kom ons stel onsself bereidwillig. Kom ons stel onsself oop vir die Here. Want vir hierdie rede het hy gesê, dit is belangriker vir julle om te bly lewe. Mag die Here vir u seën. Môre lê 'n week voor, waarin ons baie uitdagings gaan het. But because he lives, I can face tomorrow. Maak nie saak wat jou situasie môre mag wees nie. Because he lives, you will face him. You will face every challenge. And you will be victorious. Your hope, your faith must be in God. May God bless you. Mag die Here vir u wonderlik deurkom in elke area van die lewe. God will get the glory at the end, for he is a wonderful Savior, a wonderful God. Amen.